En dit gaan oor die woord van God, amen. Die van julle wat nie weet nie, Efesiërs 6 praat daarvan, hy sê die volgende, Efesiërs sê, en neem ook die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Amen. So as jy ooit wil weet, wat is jou tool waarmee jy die vyand fight, is dit die woord. So as kind van God, as jy nie die woord van God ken nie, is jy minder bruikbaar. Amen. Amper sê ek useless. Amen. Sonder die woord van God beteken wat jy wil bereik niks. As jy nie openbaring van die woord het nie, as jy nie die applikasie van die woord ken nie, as jy nie die woord ken nie, as jy nie weet hoe om dit toe te pas nie, as jy dit nie wil uitleef nie, as jy nie wil verander om by die woord aan te pas nie, kan jy nie moan as niks verander. Jy kan nie moan as dieselfde bad goed gebeur. Jy kan nie die duiwel blameer as jy die lei in is nie. Amen. Jy kan nie die duiwel blameer wat jou aanval, maar jou swaard lê iewers in 'n kas nie. Amen. Want dit is ons nou nie slim nie. Wag, duiwel. Jesus, waar is my Bybel? Wat is daai stukkie wat die pastoor daai eendag gesê het? Is die funnieste wanneer mense vir my sê, pastoor, wat is daai versie oor tattoos? Sê ek gaan lees jou Bybel. Nee, maar ek het hom dringend nodig. Nou vat hy. Ek's nie 'n konkordansie nie. As jy nie self jou Bybel lees nie, moenie ander mense plan nie. Jy moet ook nie heeltyd net Google nie, want Google is nie reg nie. Trust my. Amen. Nog minder AI. Want AI wil vir jou 'n weergawe gee van die Bybel wat by hulle pas. Amen. Daar's net een, die beste waarmaker van die woord is die Heilige Gees. As iemand vir my altyd vra, wat is my favorite vertaling, dan sê ek die Heilige Gees. Amen. Want hy kan uit enige storie uit vir jou waarde toevoeg. God se waarhede bekend maak. Die ding is, wanneer ek en jy in 'n toestand kom, JC, waar is julle twee? Waar is die ander een? Is hy moeg? Kom, vandag gaan ek nie laat jy in die kerk slaap, vandag hou ek jou wakker, ek hou op jou voete. Ek hoor Shane sê nee, laat die Sondag is hy so moeg van werk op die plot. Hy kom so agter as hy oë oopmaak in die diens, hy's op 'n nuwe episode. Hy het iets gemis. So, julle besluit wie se duiwel tussen julle twee, want ek weet dit is nie moeilik nie. Julle self besluit. Sien, wanneer ons in die lewe in situasies kom en die duiwel val ons aan, nee, shoo, right. En die duiwel val ons aan. Jy mag hom met 'n poolnoedel slaan volgens. En ons word aangeval. Gaan voort. Nee. Moenie bang wees om hom te slaan, nee, want daai ding maak nie so seer nie. Sien, en al wat jy kan doen is jy kan keer. Amen. Want en dis wat ons doen. Ons probeer vir ons wickets keer, want hy doen nie. Ons probeer. Wanneer die duiwel jou aanval, die eerste ding wat jy gaan doen, is jy gaan probeer keer. Wie van julle stem saam? Jy wil weet, wat nou? Hoekom gebeur hierdie met my? Wat sê ons? Here, wat het ek verkeerd gedoen? Die duiwel worry nie dat jy iets verkeerd doen nie. Die rede hoekom die duiwel jou aanval, hy like jou nie, punt. Weet dit nou? Hy wil nie met jou koek en tee nie. Die woord sê die duiwel het gekom om te steel, te verwoes en te slag. Steel, verwoes en slag, sê nie braai, koek en tee, daai goed nie. Die duiwel het een plan vir jou, dis vernietiging en verwoesting. Amen? En dis so belangrik, en weet jy wat gebeur? Wanneer ons nie die pad met God loop nie, maar jy loop die pad met die kerk. Amen? Wanneer jy 'n Christen is, maar nie 'n volger van Jesus nie. Want jy kry hulle ook. Daar's baie mense wat meer kerkgebonde is as Christus gebonde. Ek het my kerk, ek het my geloof. Dan vra jy vir hulle, wie is Jesus Christus vir jou? Dan kyk hulle jou so snaaks aan. Want hulle is nog nooit gekonfronteer met, ken ek die persoon van Christus nie? Amen? So die enigste way wat jy kan doen, jy kan retaliate uit jou eie uit. Amen? Ek noem dit die swaard van die vlees. Want jy het 'n idee van die Bybel,
Wag, iewers het hulle iets gesê van die naam van Jesus. Amen. Maar jy weet nie hoe werk die naam van Jesus nie. Jy het nooit geleer en toegepas. Jy het nooit 'n studie gedoen nie. Jy het nie 'n klas bygewoon nie. Jy het nie jou Bybel oopgebreek nie. Maar jy wil fight. Amen. Nou wil jy fight. Nou wat gebeur? As jy met die vlees fight, fight jy met die duiwel met sy eie tool. En die duiwel is nie bang vir sy eie tool nie. Amen. Vir hom is dit soos in, hierdie is lekker. Wie van julle het al kissing fights gehou toe jy klein was? 'n Kissing fight is lekker tot 'n kissing breek. En ma stap in, amen. En die ding is, hoe meer ons die duiwel met ons eie vlees wil fight, met dieselfde tool as wat hy gebruik teen ons, want die duiwel gebruik jou teen jouself. Hoor mooi. Die duiwel gebruik jou teen jouself. Jou vlees is jou grootste vyand. Hoor mooi, jou vlees is jou grootste vyand. Die duiwel is op die kruis oorwin. Jou vlees moet jy oorwin. En hy gaan jou vlees teen jou gebruik. En as jy hom met jou selfe poenoedel Christendom probeer uitsort, gaan jy niks wen uit. Het maak 'n groot geraas, dit lyk impressive, maar dit het geen effek nie. Amen. Jy kan hom heeldag met die poolnoedel slaan, en Shane sal dit later geniet. Amen. Want hy's die duiwel. En jy kan vir John Claude heeldag met 'n poolnoedel slaan, en hy gaan sê, bietjie hier, dit juk nog daar. Hoekom? Want al wat die vlees soek, is bevrediging. So ons voel, as ek daarom 'n versie gegooi het, ek het iets gedoen. Iets wat jy onthou het. Maar jy het geen autoriteit nie, want jy staan nie in die gesag van God nie. Jy staan in die gesag van jouself. Amen. Jy staan in die gesag van jouself. Sien, vir elke gelowige het ons 'n swaard, en daai swaard is die woord van God. Maar nie elke gelowige weet om dit te gebruik nie. Ons sê, vat vir Petrus, toe hulle Jesus kom haal het, om hom te kruisig, pluk hy 'n swaard uit, en hy kap die ou se oor af. Dink ek, daar's 'n hele dude. Maak 'n ordentlike voorbeeld, kap ten minste ou se kop af. Maak 'n statement. Maar hy kap net die hele ou mis, hy tref net sy oor. Amen. Dis soos party se wiskunde. Amen. Selfs 1 + 1 is 'n struggle. Want ek sien julle, man plus vrou drieling. 1 + 1 is 1. Amen. Julle wiskunde werk nie altyd lekker nie. Amen. Daar sê. Sien, dis belangrik. Maar ons wil, met ons vlees, wil ons geestelike challenges oorwin. In plaas van om die woord van God te gebruik. Ons raak emosioneel. Ons raak ons raak teleurgesteld. Ons raak depressief. Ons later moet ons pille drink en ons moet al hierdie goed gaan doen om die vlees te kry, om sin te maak van 'n geestelike battle. En jou vlees kan nooit gees verstaan nie. Jou vlees is nie gemaak om gees te verstaan nie. Jou gees is gemaak om gees te verstaan. So meer jy uit jou vlees uitbaklei, hoe minder impak gaan jy hê. Hoe meer gaan dit goed voel en goed lyk, maar geen effek hê nie. Omstandighede gaan dieselfde bly, jy gaan dieselfde bly, niks gaan verander nie. Jou man verander nie, jou vrou verander nie, jou kinders verander nie, jou huis verander nie, jou werk verander nie, niemand om jou verander nie. Alles bly dieselfde. Maar Here, ek doen al hierdie goeie goed, en hy's like, ek wil hê jy moet God goed doen, nie net goeie goed nie. Amen. So wat maak ons swaard effektief? Nommer 1, hy moet skerp wees. En wat maak hom skerp? Kennis. Kennis. As jy al hier was, as pastoor Christie Breek, Hosea 4:6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So as jy nie die woord van God ken nie, gaan jy ten gronde gaan. Amen. Dis om te dink, jy ry een van hierdie klein i10 karretjies en jy gaan nou hierdie semi-truck van die pad afry. Want ek weet wat ek doen. En hy ou in die trok is like, sjoe, vliegie. Kutluk. Amen. Daar's Dirk nou, hy getuig. Die Here wys vir hom vir 'n leeu wat sy rug verskeer. In die volgende oomblik slaat 'n kar hom van agter af. Amen.
Ander woorde, die Here wil met jou praat, omdat jy moet om 'n pad stap, maar as jy oop om te luister. Ons is so gewoond om goed af te lag wat die Here ons wys. Ek het hierdie 2 weke geleer, dat die Here vir Bomshelter 'n massiewe netwerk van mense gegee. Mense wat jy jare nie meer gepraat het, die ou wat vir ons die skiepie gee. Hy sê, pastoor, ek kan nie eens onthou wanneer laas as ek by julle kerk. Hy sê, ek weet, toe julle 3de jaar kerk hou, toe kom ek die eerste keer aan. Hy sê, maar ek doen hierdie, want omdat nog altyd was julle net goed vir ons. Toe my skoonpa dood is, julle het uit julle pad uit gegaan om te help. Is daar nie meer wat ek kan doen nie. Sien, saad in die grond is wat jy nodig het. Maar as jy nie kennis het van die woord nie, hoe gaan jy weet om die woord te gebruik? As jy nie die woord ken nie, wat gaan jy sê? Wag, duiwel, ek gaan vir jou Facebook post forward, lees hom. Hier is my dagstukkie, wat Tannie Sunny geskryf het van Sekunda. Amen. Wat staan daar binne? Yes, ek weet nie. Die Afrikaans is te hoog. Duiwel, lees maar self. Amen. Sien, die ding is, jy kan nie 'n wapen gebruik wat jy nie ken nie. Meeste gevalle waar mense seer kry is wanneer 'n wapen in wolf is wat hulle nie weet hoe om te gebruik nie. Is dieselfde met bediening. Ek gaan vandag duiwels uit mense uitdryf. En jy het nie 'n klou wat dit doen nie. Nou hol jy daar by een of ander kaya in waar die sangomas is en jy gaan nou vir almal hande oplê. Is awesome. Maar jy gaan broken daar uitstap. As jy nie weet waarvoor om te bid nie, hoe om jou voor te berei nie, want jy het nie 'n klou wat wag op jou nie. Amen. Dis wat opleiding doen, dis wat kennis doen. Kennis empower jou. Maar net so kan te veel kennis jou dom maak ook, want ek sien dit al hoe meer in die kerkwêreld. Daar's te veel mense wat glo, hulle kan net met hulle Bybel wegkom, hulle het nie meer die Heilige Gees nodig. It's like, maak nie sin nie. Jy kan nie die Bybel sonder die Heilige Gees lees nie. Jy kan, dan is dit net 'n goeie geskiedenisboek. Maar om jou lewe te transformeer, moet jy hom lees saam met die Heilige Gees. En dis my volgende punt. 2 Korintiërs 3 sê, die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Met ander woorde, sonder die Heilige Gees is jou Bybel net nog 'n boek. Kyk, ek weet vir baie mense is hulle Bybel hulle heiligdom. Jy vat nie aan hom nie, hulle vat nie eens aan hom. So heilig is hy boek. Amen. Hulle merk nie aan hom nie, hulle skryf nie aan hom nie. Hy lê net daar. Amen. Ek onthou, ek het vir 'n company gewerk, toe gaan sien ek die CEO. Ek sê vir hom, ek het woord vir jou en ek het woord vir die company. Waar is jou Bybel? Hy sê nee, is hier in sy onderste laai. Ek sê, hoort op jou tafel. Ek sê, maak oop daar, lees vir my wat staan daar. Ek sê, dis wat die belofte wat die Here vir jou gee. Skryf die datum nog. Nee, hy skryf hier in sy Bybel. Ek sê, skryf vandag in jou Bybel. Want jy het nodig om te weet watter dag het God vir jou hierdie belofte gegee. Daai is nie heilig nie, dis net 'n boek. Die Gees van God maak heilig. Amen. Want hoekom? As die Bybel heilig is, as al die Bybels al gebrand het, dan moes die Christene mos op dood gegaan het saam met die boek. Dis net 'n boek, maar dis die Gees van God wat daai boek waarde gee. Hy openbaar wat daar binne staan, wat lewe bring, wat krag bring. Dis hoekom ons hom het. Die Bybel is ons instruction, maar sonder die Heilige Gees is dit net 'n goeie boek. Amen. Jy kan nie die Bybel sonder die Heilige Gees lees nie. Want dis wat die swaard van die Gees kragtig maak, is die Heilige Gees. Wat sê nou byvoorbeeld, hierdie twee kom in 'n situasie, vlees en die duiwel ontmoet weer mekaar, en hulle slaan mekaar, en hulle albei geniet dit. Maar daar kom 'n tyd wat daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy moeg raak om oneffektief te wees. En help nie, dit gaan net aan nie, want ons almal gaan net hierdie cycle loop, amen. Hoeveel van julle is moeg vir die passerlewe? Wie van julle ken die passerlewe? Amen. Wat sê ons? Jy is soos 'n passer. Wat doen 'n passer? Al in die ronde, né? Jy redeneer in sirkels. Amen. Wie van julle is moeg vir 'n sirkellewe? Elke ding herhaal hom in jou lewe, keer op keer, keer op keer. Weet jy hoekom herhaal hy hom? Want jy laat nie die Heilige Gees toe om jou te transformeer nie.
Maar wanneer iemand vir jou hande oplê en hulle sê, ontvang die Heilige Gees, en jou vlees sterf, en jy besluit, hierdie om dit self te doen, is nie meer nodig nie. Ek het die swaard van die Gees, ek het die Heilige Gees, dan change die ballgame. Kap hom, gee jou best hou. Ek sal stopkak eers beslaan. Wie van julle dadelik agtergekom, hoe versigtig is jy? Hoekom? Wat verander? Die wapen. Hy weet wat is daar. Hoor mooi, die duiwel weet wat is die woord van God. Hy weet hoe lyk 'n kind van God, wat die woord ken, en weet hoe om dit te gebruik. Amen? Hy weet. En as jy as kind van God, die woord van God in jou lewe het, is die duiwel versigtig. Want hy weet, daai tool beteken niks. Syne maak geraas, die een maak seer. Hoor mooi vanoggend. As jy moeg is vir 'n lewe van sirkels, hou op uit jou eie uit jou vlees uit, verandering in jou geesteslewe bring. Surrender jou vlees, sodat jy geesgevuld kan word. Amen. Laat jy geesgevuld, kyk, die duiwel kom vra tot verskoning. Maar is nog steeds 'n puntjie. Kan jy in die oog steen? Is daai een vir die watch wat jy kyk, né? Hoe gebruik ek die woord van God? Openbaring 1:16, uit sy mond uit het daar 'n skerp tweesnydende swaard uitgegaan. Die woord van God moet jy nie net lees nie, jy moet dit spreek. Daai swaard werk met jou tong. Jou tong is die swaard. Dis hoekom hy sê lewe en dood is in die mag van die tong. Wat ek en jy spreek gaan lewe bring of dood maak. Amen. Jakobus sê dat jou tong is gevaarlik soos 'n verterende vuur. Hy sê 'n skip se roer. Amen. Wat jou hele lewe kan bepaal. Jou mond bepaal jou lewe. Jy is waar jy nou is as gevolg van jou mond. Jy sit waar jy sit oor die goed wat jy oor jouself spreek. Die goed wat jy oor jou eie lewe uitspreek. Die goed wat jy oor ander mense uitspreek. Jou mond gee either die duiwel legal right in jou lewe, of dit stop sy invloed in jou lewe. Maar dit hang af hoe jy hierdie swaard gebruik. Amen. Jy kan nie die duiwel oorwin deur stil te bly nie. Duiwel, ek nou my gat gewip, ek gaan niks sê nie. Pastoor, ek bid in my gedagtes. Wat sê die woord? Jy moet met jou mond spreek, laat jou oor hoor, laat jou hart kan glo. Leer hardop bid. Amen. Hoekom? Jy het nodig om te hoor en die duiwel het nodig om te hoor. Want die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie. Maar hy het nodig om te hoor, dat hy weet, jy weet, wie is jy in Christus? Jy weet wat is die woord van God. Jy weet hoe om die Heilige Gees in jou lewe te gebruik om verandering te bring. Iemand het eendag gesê, hulle moet al die wêreldse presidente vroue maak. Daar sal nooit oorlog wees nie, maar elke land gaan ook nie met mekaar praat as hulle kwaad is vir mekaar. Speak to that. Amen, daar is vrede. Hulle sê, Bybel sê, daar gaan 'n halfuur stilte in die hemel wees. Daar gaan hulle die hek oopmaak, en gaan die vroue inkom, né? Amen. So jy swaai jou swaard met jou tong. Amen. Hoe meer woord jy ken, hoe meer effektief kan jy praat. Dit is die tweede deel van jou Hosea 4 vers 6. Ja. Amen. As gevolg van julle wat leiers is. Wie is die leier van jou huis? Mans. Hy sê daar, omdat julle as leiers is, nie die mense hierdie goed leer nie, sal ek jou kinders vergeet. Dis God se belofte. Jy as man is die leier van jou huis. Jy het 'n verantwoordelikheid om jou huis te lei in die krag en in die gees van God, in die woord van God. En as jy nie jou kinders en jou vrou hierdie goed leer, nee, my vrou doen die bidwerk. Sy kan jou nie in die hemel in bid nie. Jy moet 'n keuse vir God maak. Sy kan wel sê, Here, klap hierdie ding laat hy bykom. Maar hy weer u stem hoor.
Amen. Maak sy hart sag vir u, en maak sy hart hard vir die wêreld, want sy hart is nou sag vir die wêreld, maar hard vir u. Maak sy hart sag weer vir die kerk, want sy hart is hard vir die kerk, maar sy hart is sag vir sy emosies. Maak weer sy hart hard, dat hy nie emosioneel optree nie, maar dat hy in wysheid optree. Ek het eendag vir iemand gebid, 'n tannie kom pla my, sy sê vir my, haar seun is een van die stout kinders, ek het nou nie geweet wat sy bedoel nie, maar ek ken nie stout kinders nie, en ek was nooit stout nie. Sy sê, haar kind het so ding, as hulle Vrydae gaan kuier, dan besluit hulle om iemand se kar te steel. Dan skuif hulle hom net so 10 blokke weg en los hulle hom. En sy sê, iewers gaan my kind gevang word. Ek sê nie, is maklik om te bid, ons bid 'n kort gebed. Here, hierdie kind sal nie slaap nie voor hy reggemaak het nie, amen. Sy sê, jy kan nie dit bid nie, ek sê, hoekom nie? As Dawid kan bid, maak my vyand se kussingshart en sy kombers kort. Wie van jy het al gevoel as jou voete heeltyd oopgaan, jy sukkel? Wie het al gevoel jou kussing is partymal so hard, maar dis dieselfde kussing. Iemand bid vir jou. Nee. En hoekom kan ek nie dit bid nie? 10 dae gaan verby, bel hierdie seun my. Pastoor, ek moet jou kom sien, ek's moeg, ek kry nie geslaap. Hy sê, as ek net dink ek raak wegvloed of iemand my wakker ruk. Hy sê, dan is ek wakker. Nou sê ek, yes, dis interessant. Hy sê, hoe maak ek reg? Ek sê, die woord sê, kom na God toe, hy gee rus. Amen? Die laaitjie kom, hy vertel my sy storie, ons bedien hom, ons bid vir hom. Hy bel my die volgende dag, hy sê, ek het van 1 uur gistermiddag afgeslaap tot vanoggend toe. Die Here is goed. Ek sê, ja nee, die Here is goed. As jy opreg bid met 'n opregte motief, gaan God luister. Maar jy moet weet hoekom. Jy moet weet waarom. Dis wat ek vandag vir jou wil sê. Hebreërs 4 sê, hierdie week begin ons met Hebreërs 4, so ek gee hulle voorsmaakie op die disippels op skool. Die woord wat hulle gehoor het hulle nie gebaat nie, omdat dit met geloof gepaard gegaan het nie. Met ander woorde, help nie, jy spreek die woord en jy glo nie wat jy spreek nie. Dis 90% van rympie gebede se probleem is, jy spreek die rympie, maar jy glo nie wat jy bid nie. Amen. Dis vir my soos wanneer mense vir kos bid. Maak my opreg dankbaar daarvoor. Is jy nie opreg dankbaar nie? Maak my, weet jy as jy vir die Here sê, maak my, hy gaan nou deur 'n proses van. Amen. Maak my opreg dankbaar vir kos. Hoe lank laas het jy nie geëet nie? Hier's die vraag wat die Here eendag vir my sê, hy sê, dis maklik om vir my dankie te sê vir 'n bord kos. Wanneer keer jy laas het jy my gevra vir 'n bord kos? Maar ons klaarmaaklik. Amen. Maar gelukkig, dis my journey met die Here. Jy hoef nie te worry nie, hy sal jou pad stap. Maar God het 'n manier om ons te leer. Ons bid hy rympie. Here, sien hierdie kos wat vir ons voorgesit is, maak ons opreg dankbaar daarvoor. Amen. Jy sê daai ding al so, jy hoef eers mee te glo nie. Amen. Maar jy bid net vir jou vrou se kos in die aand, maar nie vir die paai by die garage nie, want jy trust die ou wat die paai gemaak het. Hoeveel van julle bid nog in 'n restaurant? En nou kyk mense vir my. Ek wil hê hulle moet sien. Amen. En bid hard genoeg dat die derde tafel jou af ook hoor wie jy dien. Amen. Nou weet hulle nie wat bid jy, dalk sit 'n ritueel, almal sit daar. Volgende oomblik begin daai varkchoppie van jou bewe. Dan weet jy ook nie, daai is 'n Joodse familie. Hulle mag nie vark eet nie. Amen. Geloof is die krag wat agter jou swaard lê. Help nie jy te swaar, maar jy het nie krag nie. Kan jy imagine ek moet vir daai babietjie hierdie ding gee en sê gebruik hom? Amen. As ek hom net op sy bors neersit, gaan jy net voetjies en arms sien skop. Soos 'n klein ouetjie wat 'n groot ou vang in die kerk wat omval. Geloof is die krag agter jou. Die van julle wat sport ken, cricket, baseball, tennis, whatever, spies gooi, enige iets wat jy jou arm moet beweeg, daai spier moet geoefen word. Amen. Wie van julle het al gegym? Ek praat nie van die toilet gym nie, ek hoop julle almal gebruik hom. Amen. Om sterker te word moet jy oefen.
Amen. Om jou swaard effektief te maak. Kan jy hom nie met 'n woke mindset kap nie. Jy het die mindset van 'n warrior nodig. Toe Jesus die tafels omflip, en hy vat die sweep, hy slaan die mense. Hy het nie daai sweep gevat en sê, hou vas. Hy het nie daai sweep gevat en gesê, uit. Julle in die kerk, julle stout nie, uit nie. Amen. Hy doen nie daai, uit jy, Willem, sies. Nee, hy het die woord gebruik. Hy het gesê, hierdie is 'n huis van gebed. Is nie 'n handelshuis nie. Weet jy wat was 'n handelshuis? Dis 'n hoerhuis. Want hulle het prostitusie in die kerk gedoen. En nog geld gevra. Amen. Daar as jy bid vir meer werk, het almal geworry. Seën my besigheid. Nee. Amen. Wat maak my swaard useless? Is wanneer ek herhaal sonder oortuiging in my eie hart. Want die duiwel weet jy glo nie. Hy kan in jou stemtoon hoor. Jy's nie oortuig nie. Sien, as jy 'n openbaring van die woord het, het jy gesag met die woord. Daai een versie wat altyd vir jou uitstaan en dis jou go-to, jy sê, hierdie vers, daar begin jou swaard. Hoekom? Want daai vers het vir jou lewe gebring. Daai vers het vir jou gesag gebring. Gebruik daai vers. Dis dieselfde wat ons geleer het met profetiese woord. Gebruik jou profetiese woord. Dis 'n wapen wat God jou gee. Hoekom? Want dis gespreek en gepraat en oor jou uitgespreek uit die hart van God uit. Dis God se lewende woord oor jou. Amen. Dis hoekom ons dit gebruik. So wat sê ek vir ons vanoggend? Hebreërs 4:12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Wat doen 'n tweesnydende swaard? Hy kan al twee kante toesny. Wat sê hy vir ons? Pas op, jou tong sny terug. Met ander woorde, net soos daai swaard so sny hy so. As jy mense uithaal met die woord, daai selfe woord gaan jou oordeel. Hoor mooi. Dit wat jy spreek, dis wat gaan terugkom. As jy mense pak gee met die woord, daai selfe skrif gaan jou nog pak gee en expose wat in jou lewe aangaan. Dis hoekom jy die woord moet reg gebruik. Die Bybel is nie daar om mense mee te slaan. Die Bybel is 'n spieël waarin ek en jy na ons harte kyk en sien wat moet verander. Wat het ons dan vir ander mense? Liefde en genade. Want dis wat ons van God af gekry. Amen. Vanoggend het ek gepost. As jy voordat jy iemand oordeel, gaan staan eers in die spieël en gaan kyk en onthou wat God jou gaan haal. Gaan kyk eers na jou verlede, gaan kyk eers na jou foute. Dan gaan sê jy vir iemand, jy sleg of useless of whatever. Dan sal jy genade hê vir mense, as jy onthou wat God jou gaan haal. Waarvan het hy jou kom vrymaak? Waarvan het hy jou kom heel maak? Amen. Julle kan daai maar neersit. Dankie Shane dat jy wakker gebly. So hier's my uitnodiging vanoggend. Amen. En as jy soos laasweek wil maak en uitloop voordat ons vir almal bid, dan mis jy weer uit. Amen. Maar ons het nog lank na die tyd bedien. Ek wil vanoggend vir twee goed bid. Nommer 1, daar moet weer liefde in jou hart vir die woord van God kom. Amen. Dis vir my lekker om te sien, as ek hoor hoe jong mense praat wat lief geword het vir die woord. Dis lekker om vir my te sien, as ek sien hoe ouer mense weer lief geword het vir die woord. Hoe mense van die woord praat met 'n liefde. Nie net versies quote, want is nice nie. Maar daar's 'n passion en 'n compassion in hulle harte vir die woord. Skielik het die woord vir hulle asemhaling geword. Skielik het die woord vir hulle bron van raad en wysheid geword. Skielik het die woord vir hulle 'n bron van lewe geword. Skielik begin hulle lewe weer sin maak, want hulle het hulle self weer in die woord gevind. Sien, die ding is,
Baie mense kom kerk toe vir 'n prediker, nie vir die woord nie. Maar maak seker as jy kerk toe kom vir 'n prediker, jy kom vir 'n prediker wat lief is vir die woord. Want dan gaan sy passie afdryf. Want as jy kan na iemand toe wat 'n mooi speech doen, maar hy ken nie die woord, leef nie die woord, leer nie die woord, transfer nie die woord nie, gaan jy nog steeds leegheid stap. En die beste wy om dit te vermy is, vra vir die Here, maak myself lief vir die woord. Laat die woord vir my sin maak. Laat die woord vir my myself wys. Laat ek die Bybel lees soos 'n spieël. Amen. Nie soos 'n mikroskoop wat jy fout vind nie. Maar 'n spieël waar jy die refleksie van God in jou lewe sien en sê, okay, hierdie moet verander, want dis nie Christus nie. Help my verander. Want dis die doel van ons Bybel. Enige ander doel vir die Bybel as dit is 'n leuen. Amen. Help nie jy judge mense wat in die wêreld is aan die Bybel nie. Hulle ken nie die Bybel nie. Hulle verstaan nie die Bybel nie. Die woord sê vir hulle is dit foolishness. Hulle dan luister jou gebabbel en sê stupid. Ek lees nie eens die Bybel nie. Nou leer my oor die Bybel kom aanvat. Die Bybel is vir ons as kinders van God. Om die hart van God vir ons lewe te verstaan. Sodat ons as familie in Christus in 'n eenheid kan kom. Waar ons teen mekaar gaan skouers skuur en mekaar gaan vies maak en kwaad maak en bly maak en optel. Mekaar gaan raakloop, mekaar gaan seermaak. Hoekom? Want dit is 'n swaard. En baie keer gaan ek en jy in onkunde ons swaard verkeerd gebruik. Jy wil eintlik iemand help en dan sny jy. Maar ons is so vol van onsself, ons laat toe dat die wond groter is as die doel. As jy ooit in my huis kom en jy sien daar's 'n kas met my mense, daar's so een mens, ek wil hom vir jou wys, maar moenie aan hom vat nie. Ek's bang vir daai mens. En ek love om met hom te werk. Nou die dag wys ek hom vir iemand, ek sien, wag, hier loop tomatiesous. Is like, my mes het my klaar gevang. Want ek hou van 'n skerp mes. Ek weet nie wie van julle hou nie van 'n skerp mes nie. Wie het al tamatie probeer sny met 'n stom mes? Jy duik hom net in. Dit lyk soos 'n Christen se geloof. Amen. Wat nie die Here ken nie, maar hy gaan kerk toe. Hy sny die tamatie, maar hy duik hom net in. Yeah, ek het 'n duik gemaak. Plaas dat jy net deur die ding sny. Amen. Ek hou van 'n skerp mes. 'n Tamatie moet daar lê. Ek moet hom net so vat, dan moet hy deurslaai. Ek moet nie eers so maak nie. As jy so maak, is die mes nog stom. Ja, maar die lem suig vas. Is 'n swak lem. Want 'n goeie lem suig nie vas nie. Hoe weet jy so baie van messe? Ek hou van messe. Amen. Die Here het besluit, ek hou van messe nie swaard nie. Kan jy imagine ek het 'n huis vol swaarde? As ek gister daar aankom sê ek, kies 'n swaard, waarmee stort ons jou vandag uit? Nee. En ek begin besef, net na my eie messe kyk, hoe belangrik dit is om skerp in die gees te wees. Want skerp in die gees maak jou effektief. Maar skerp maak jou sensitief, want jy weet, hoe kan skerp goed doen en sleg doen, as dit verkeerd gebruik word. Amen. Daarom maak ons foute. Daarom maak ons mekaar partymal seer. As jy nog nie in 'n kerk seer gekry het in jou beurt kom. As ek jou nog nie geafronteer het of kwaad gemaak het of jou laat offens vat nie, as nog tyd in 2025. En as dit nie hierdie jaar gebeur nie, dan is dit seker volgende jaar. Maar as ek en jy nie mekaar kan offend nie, gaan ons nie groei nie. Want offens sê jy het iets in my lewe kom raak wat nog moet groot word en sterk word. Amen. In die week praat ek met iemand, ek sê, dink dit vir elke keer wat ek al my gat gewip het vir kerklidmate, ek gaan uit die kerk uit. Ek en JC se gesprek. Want ons sal seker nie ons 15de verjaarsdag nou die dag gevier, maar ons 150ste nuwe opening. Kom ons begin maar weer oor 2 weke. Nee, daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy sê, vat die nok en gaan aan, want ek is hier vir die koninkryk, nie vir die pastoor nie, nie vir myself nie, vir Christus. Want ek is 'n effektiewe kind van God in die hand van God. Dis waarvoor hy ons geroep het. Dis waarvoor hy jou geroep het. Dis waarvoor hy my geroep het.
dat deur myself te wip en op die rak in my huis te gaan sit, maak my vir die duiwel bruikbaar, maar vir God onbruikbaar. Want die duiwel is like, yes, nog 'n rak sit Christen, laat hy stof vergader, laat sy stof vergader. Want is nog een minder wat sy werk op aarde maklik maak. Hy's happy, want jy's nie 'n doring in sy vlees nie. Wees eerder 'n doring in my vlees. Amen. As wat jy by die huis sit, en die duiwel is like, nee. I won. Dis al wat hy wil kan sê. Hy het jou oorwin. Sien, surrender eerder jouself in die hand van God, en God kan jou gebruik om te oorwin. Maar maak seker as jy reg is vir daai verandering, jy's honger vir die woord. Want sonder die woord gaan jy sukkel. Sonder die woord sukkel ek. Ek het lankal geleer om op te hou goed lees en my Bybel te lees. Ek het lankal geleer dat as ek nie my Bybel ken nie, is ek nie bruikbaar nie. Amen. Iemand stap gister in ons huis en ons my boekrak daar met die Bybels, ek sê, ontmoet my Bybelrak. En hy's like, ek sê, ek het hom daarom al gelees. Sien, as jy my Bybels gaan oopmaak, is daar almal geskryf. Want ek like in 'n Bybel skryf, want ek like om te merk wanneer God met my praat. Dat as die aanval kom, kan ek terug gaan en gaan sê, Here, maar U het gesê. Ek staan op hierdie belofte. Ek staan op hierdie belofte. Dis hoekom dit verandering bring. Amen. So nommer 1, ek gaan vra as jy 'n liefde soek vir die woord, om jou hand op te steek en dan gaan ek vir jou bid. Nommer 2, jy gaan nie huis toe, as ons leiers nie vir jou gebid het volgende. Want die Here het vir ons opdrag gegee, ons bid vir elke persoon in hierdie kerk vandag. Amen. As jy haastig is, ek sluit die deur. Amen. Ons gaan gehoorsaam wees. Ons gaan doen wat God vir ons gesê het. Ons bid vir elke persoon vanoggend. Hoekom? Want hierdie volgende 3 maande voor die jaar klaar maak, 2 maande voor die jaar klaar maak, het jy nodig om deur te druk sonder om moeg te word. Want die duiwel wen jou hierdie tyd, want jy word moeg. Dan raak jou verskonings meer en jou antwoorde min. Jy's nie lus vir bid nie, jy's nie lus vir Bybel nie, jy's nie lus vir kerk nie, jy's lus vir niemand nie, want jou gees is nie sterk nie. So ons wil vanoggend vir almal bid. As jy nie reg is om deur een van ons gebid te word nie, vra iemand anders om vir jou te bid. Dalk hou jy nie van my nie en jy wil nie ek moet vir jou bid nie, vra vir Marie om vir jou te bid. Vra vir Ronel om vir jou te bid. Vra vir Ivan om vir jou te bid. Amen. Maar ons gaan vanoggend vir elkeen bid en dan gaan my leiers vra, Christie kom julle, Mika kom julle, Grant kom julle, Cassie kom. Kom join my hiervoor. JP kom julle. Jy kan nie 'n pastoor wees en hier kom besoek en nie kom saam bid nie, kom. Wil jy saam bid, wil jy rus met Baba? Haas hy. Dis wat ek soek. Amen. Christine, kan jy aan jou hoekie sit nie, Shanay, kom. John Claude, kom. Hier, as ek alleen vir almal moet bid, gaan dit die heel dag vat. Gelukkig het die Here mense opgerig. Jimmy, kom julle. Jy en Tess. Kom. Dirkie, gaan jy kom? Gaan jou vrou pas sy baba op, bring jy haar saam? Het boet sy 'n boetie, gaan julle as hy? Kom. Gisterand bid ek sê vir die Here, wat gaan ek maak met julle? Hy sê, sy gaan die baba aangee. Ek love it. Amen. Kom blikkies. Ja. Shane. Kom, jou vrou pas die kinders op, kom. Krap hy sy kop. Ja, laaste keer dat iemand gebid het, hoe huil jy? Vandag gaan ons jou reg kry. Huil jy nog steeds? Jy's cute soos ek. Ek huil ook maklik. Amen. Right, nommer 1. Kom ons bid vir almal wat liefde vir die woord soek. Steek al 2 hande op. Jy kan net daar sit. Jy kan hier voor wees. Bid saam, sê Abba Vader. Vanoggend neem ek 'n besluit. Laat my swaard gaan nie in 'n rak lê nie. Gaan nie net 'n app op my foon wees nie. Gaan nie stom wees nie.
gaan nie useless wees nie. Die woord van God in my lewe gaan effektief wees, gaan bruikbaar wees, gaan doen waarvoor U dit bepaal het. Help my volgende. Maak weer in my hart 'n passie wakker om in my Bybel in te klim en myself te ontdek, soos ek U ontdek, vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk, woord vir woord, kom stuur U in my 'n passie vir die woord. Maak my weer lief vir die woord. Laat dit my go-to is. As ek antwoorde soek, as ek hulp soek, as ek raad soek, laat ek na die woord toe gaan. Heilige Gees, ek gee U onvoorwaardelik toestemming vandag. Laat die woord van God in my werk, vir my werk en deur my werk. Heilige Gees, ek gee U onvoorwaardelik toestemming. Laat U in my werk, vir my werk, deur my werk, om my werk, saam my werk. Maak my bruikbaar vir die koninkryk. Ek kan nie net nog 'n stoelsitter wees as ek weet U het 'n plan vir my lewe. U het 'n droom vir my lewe. Aktiveer vandag U wil vir my lewe. Aktiveer vandag U plan vir my lewe. Aktiveer vandag die koninkryk van God in my lewe en deur my lewe, sodat die mense in my lewe, daar waar ek kan gaan, daar waar ek loop, waar ek werk, waar my huis is, my sosiale lewe, my vriendekringe, wat almal kan sien, God is reël, God is groot, God is goed, en Hy is getrou. Dis my gebed vanoggend, in die gesagsnaam van ons koning Jesus die Christus. As jy dit glo, sê saam, amen. Amen. Nou ja, kom almal, yes Christie. Ja, kom staan nie voor dat ons jou kan hoor, want jy moet dit op die mikrofoon sê, ons rekord dit. Die Heilige Gees het met my gepraat, ek moet vir julle kom sê wat's fout met my vinger. Ek het my meer verloor in 'n parkering wat ek nie moes gedoen het nie. Ek is 'n kind van die Here en ek het my meer verloor. Ek het vir die persoon gesê, jy gaan my nie vloek nie. En toe het hy my vinger gebyt. Stikkend gebyt. Ek moes inspuitings kry. So as gevolg daarvan het ek 'n stikkende vinger, net omdat ek my meer verloor het. Ek vra groot om verskoning daarvoor. Nee. Daai is awesome. Wie van julle het al julle hier meer verloor? Amen. Wie het al in 'n parkeerarea hier meer verloor? Wie van julle is al deur iemand gebyt? Nou praat ek nie van jou vrou nie. Nou sak hulle nou al aan, is like, pastoor. Nee, dis nie daai tipe byt nie. Amen. Moenie sleg voel daaroor, want dit is deel van jou groeiproses. Trust my, hier's baie mense wat hulle hier meer nog verloor en gaan verloor. Hier's baie ouens wat nog ge-challenge word deur taksies wat voor jou inry. Amen. As ek Richard se gesig sien, hy's like, ek's die sonnebok, ek's voor in die tou. Amen. Wat hy nou doen, dis koninkryk. Want hy sê, wanneer iemand kom en sê, ek het 'n fout gemaak, hy sê, hou jou kritiese comments vir jouself, maar bemoedig jou broer, bemoedig jou sussie, wees sterk saam met hulle, dat hulle kan oorwin. Amen. Dis waaroor dit gaan. Want om deur mekaar se foute uit te wys, gaan ons niks. Maar as jy braaf genoeg is om te sê, ek het 'n fout gemaak, die hele koninkryk van God staan saam met jou. Amen. So moenie bang wees en skaam wees vir jou foute nie. Moenie bang wees en skaam wees as jy jou gewip het vir iemand nie. Staan op en sê, erken, vat eienaarskap. Vat daai accountability en sê, ek het op daai moment gesak. Amen. Ek weet om my meer te verloor. Daai ding met hulle sê, jy het 'n kort lont, dis nie ek nie. Myne is elektries. Daar's nie tyd. Ek het nie daai gedulding nie. Amen. My oupa het altyd gesê, wat is die definisie van geduld? Is 'n stadige manier om? Ja, ek het nie daai stadige manier. Dis nou.
Amen. En ek moes leer, like, hou jou mond. Dit is my die lekkerste as my leier sê, jy het al gegroei. Weet jy hoe awesome is dit? As iemand vir jou sê, jy het al gegroei. Want ek is nie die maklikste mens om jou om te wees. Veral nie as ek geïrriteerd is nie. Amen. Amen. Ek weet, julle ouens word nooit geïrriteerd met mense nie. Julle is altyd in 'n goeie by. Nog niemand het jou ooit omgekrap nie. As jy loop, dan skyn die heiligheid so agter jou uit. As jy buk om die son op. Amen. As ek en jy nie reël kan wees voor mekaar nie, hoe gaan ons ooit reël voor God wees? Amen. Pluk die maskers af en wees 'n kind in God se huis. Amen. Iemand sê nou die dag, hy sê dit so mooi. Hy sê as jy weer waarhede oor jouself wil hoor, kuier bietjie saam met kinders. Amen. Want kinders het nie filters nie. Amen. Jy kan dink jy lyk goed tot hulle vir jou sê, waar kry jy daai heilige hem? Hier is ouma, jou maag is groen. Hier is dan nie, maar jy het baie make-up om. Amen, daar's van julle, jy kan nie eers jou foon op facial recognition sit tot jy make-up gedoen het nie. Stadig, stadig. Amen, ons moet reël wees, of ons moet dit los. Daar's genoeg gelowe vir fake mense. Waar jy 'n maskertjie kan opsit, en jy kan 'n beeldjie in jou huis opsit, en voor daai beeldjie buig. Amen. As jy 'n boeddhis wil wees, why? Daai was dood aan diarree. Ek wil nie so God hê nie. Amen. Ons het die enigste lewende God. Paulus kom voor al die Griekse filosofie, en hy sê vir hierdie filosofers, hy sê, ek is bly om te hoor julle het al hierdie gode, kom ek vertel julle van die God. Die God, daar's net een. Amen. En ek en jy die voorreg om kinders in sy huis te wees. Imagine dit, kan jy indink wat dit is, jy's 'n kind in sy huis. Die voorreg wat daarmee kom, jy's nie 'n slaaf in sy paleis nie, jy's 'n kind in sy huis. Dis jou posisie. Embrace dit. Maak dit joune, amen. Nou ja, sit jy vir ons song op, besluit hoe wil julle kom, hoofplik nie net in 'n bondel nie, maar ons sal dit vat soos dit kom, maar ons gaan vir almal bid volgens. So, kom laat ons vir julle bid. As jy 'n spesiale gebedsversoek het, vra. As jy vir iemand woord het, profeteer vir hulle, bedien hulle, salf hulle, maar jy gaan nie uit vandag met 'n vol gees. Amen. Jy gaan daai swaard van jou vat, saam met die gees gemix, en jy gaan effektief wees daar buite. Jy gaan nie net nog 'n Christen wees wat flout nie. Jy gaan 'n kind van God wees met 'n doel. Amen. Ons bid.